Baie welkom by vanoggend se erediens op 'n koelerige oggend. Lekker om saam met mekaar te wees. Mag dit vir ons 'n vreugdevolle en 'n oggend bewus van die Here se genade saam met mekaar wees. Kom ons groet gou mekaar, sê vir mekaar môre. Maak seker wie sit naby jou. Kom ons groet gou. Ek probeer nou vinnig kyk. Mimi, waar sit jy? Ja. O, daar sit sy. Mimi, verjaar vandag. Baie geluk. Ons hoop dit is 'n baie lekker dag vir jou. Mag dit reg. Ek het net ook gesê, dit reën effentjies, mag die Here se genade en sy liefde in jou inreën in die volgende jaar. Baie geluk. En dan, vriende, in die afgelope week, julle sien die mooi blomme hier, is 2 van ons lidmate oorlede. Een eintlik 'n oud lidmaat wat sy was so 'n tydjie gelede by ons. Verlede maandagoggend is Gerda Oberholzer oorlede en haar dankdiens was gister. En so 'n dag of wat later is Ertro wat gitaar speel altyd, se ma, tannie Naomi Gouchee, is sy oorlede. Sy het die laaste tyd op Stellenbosch gebly en haar dankdiens is môre. So ons dink ook aan hierdie families in hierdie tyd van groot hartseer. En so sit ons nou elkeen hier met ons eie emosies van dankbaarheid en van vreugde en van wat dit ook al mag wees. Mag dit vir ons 'n wonderlike iets wees. Kan ek sommer net gou dit ook sê, dat dit vir my afkom, ek wil dit nou agter die rug kry. Ongelukkig is ons nou in 'n tyd waar 'n mens nooit seker is dat dit wat joune bly nie. Gisteroggend was hier 'n geleentheid, nie die begrafnis, nie 'n ander geleentheid, toe iemand se motor gesteel is, net hierso teen die gebou. En ek dink ons gaan 'n reëling tref, ons sal dit verander mettertyd, maar en ek gaan nou die kar se naam ook noem, maar as jy hoegenaamd met 'n Polo ry, parkeer hom in die toekoms hierso. Ons gaan vir Patrick dan nou vra dat hy net hierso toesig hou vir eers. Want as hy eers omstap soontoe, daai tydjie is lank genoeg dat die motor hier kan wegraak. Parkeer dit hier, ons sal daaraan dink om nog iemand te kry op Sondagoggende, en ons sal daaraan dink om iemand te kry ook by enige funksie in die toekoms. Ons moet daaroor moet dink en moet wonder, en julle is welkom om saam raad te gee en saam te dink oor hoe ons dit ook vir mense, daai trauma, kan probeer spaar. Goed, afgehandel, vergeet dit. Ons gaan 'n paar liedere sing, 2 liedere. Ons gaan staan om 2 liedere te sing, en dit is 2 baie bekende liedere. Die eerste lied is hierdie bekende lied, Grote God, aan U die eer. En die tweede een, Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, is lydenstyd. Ons stap saam met Jesus in ons gedagtes op sy lydenspad. En in hierdie tyd van die jaar dink ons daaraan dat ons as mense wat vergifnis ontvang het. En ons danklied nou vir die Here kan leef en kan sing. Kom ons staan vir al 2 hierdie liedere.
Dis die 3de Sondag in lydenstyd. Eintlik so in die helfte van lydenstyd. Nou hierdie Sondag het lank gelede in die kerk bekend gestaan, en ek weet nie hoe spreek 'n mens regtig die woord uit nie, maar as oculi, wat oë beteken. Op hierdie dag dink ons spesifiek daaraan, en dis hoekom die dag sy naam so het, na aanleiding van Psalm 25. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. My oë bly altyd op die Here. En nou, verlede Sondag se diens het ons begin met Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dis op daai God wat ons oë gerig is. Die God wat genadig is, wat sy genade aan ons bewys. Die God wat na ons toe gekom het, om vir ons te kom red. My oë bly op hierdie God gerig. Want dis hy wat my voete is my lewenspad, wat my voete uit die net, uit die vangnet bevry. Terwyl julle so sit, kom ons sing lied 388 vers 1 en 3, en die lied sê, wie sou hom so verwag het, so sonder 'n koningskroon? As mense seun gebore, het hy by ons kom woon. Aan sondaars gee u vrede, want u het ons straf gedra. Let op die woorde, bly sit so, kom ons sing hierdie mooi woorde. Vriende, in hierdie God glo ons. Kom ons staan almal op en dan sê ons vir mekaar en ons sê vir God dat ons aan hom glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Baie dankie. En om as dit ware hierdie belydenis oomblik voor te sit, kom ons gebruik 'n paar oomblikke van dankbaarheid. As jy julle dankoffer nou wil gee, dink na oor alles waarvoor ons dankbaar is en moet wees, kan wees. Kom ons sing lied 308, 3 verse daarvan. Julle kan bly sit. Net voordat ons Bybel gaan lees, dis nou 'n lang naweek en dis amper skoolvakansie en ons het minder kinders in die diens vanoggend, maar ek gaan nog steeds hierdie familie oomblik graag wil doen. En ek gaan vra dat julle ten minste nadink hieroor, maar as julle lus het om met mekaar te gesels, so vir 'n paar oomblikke is julle baie welkom. Deel van vanoggend se teks uit Lukas 6 sê, sal 'n blinde miskien 'n ander blinde kan lei. Sal hulle nie saam in die sloot val nie. En nou is my vraag na aanleiding daarvan vir ouers en vir kinders. Vir kinders wil ek vra, hoe maklik is dit vir jou om aan jou ouers gehoorsaam te wees? Dink jy hulle weet waarna toe hulle met jou op pad is? Dis my vraag vir kinders. En ek wil hê julle moet daaroor dink, maar as jy wil praat ook met jou ouers daaroor. En vir ouers wil ek vra, hoe maklik of hoe moeilik is dit vir jou om 'n ouer te wees? Voel jy dalk soms soos 'n blinde wat wens dat jy die handboek kan lees? Dink gou daaroor, praat, as dit nou nie jou kind of jou familie is langs jou nie, dalk wil jy gou net iets van jou hart af kry hieroor. Ek gee so 'n paar sekondes daarvoor. Vir kinders, hoe maklik is dit om aan jou ouers gehoorsaam te wees? Vir ouers, hoe maklik of moeilik om 'n ouer te wees?
Hierdie selfde teksgedeelte gee vir ons goeie raad en 'n goeie antwoord. En sê, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester nie. Maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Nou hierdie volleerd beteken nie dat ek 100% in 'n toets gekry of eksamen gekry het nie. Hierdie volleerd gaan saam met wat die Bybel wysheid noem. Wysheid begin met die dien van die Here. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Hy wat volleerd is, hy wat sy hulp by die Here kry, sal aan sy leermeester gelyk wees. En wil ek dan vir die kinders sê, dat jou ouers verteenwoordig eintlik God, as hulle jou groot maak. En vir ouers, die Here gee jou die krag en die wysheid om jou kind te kan grootmaak. Liewe Here, somtyds is hierdie hele ouer-kind ding ingewikkeld vir ons. Somtyds sit ons met ons hande in ons hare, as ouers en as kinders. Somtyds weet ons nie herwaarts of derwaarts nie. Dankie dat ons vanoggend weet dat ja, ons nie altyd 'n handboek het nie. Dat ons ouers ook maar net mense is. Maar Here, dat U die een is wat vir ons lei, dat ons nie 'n blinde hoef te volg nie en in die sloot sal val nie. Dankie vir ouers. Dankie ook vir kinders wat vir hulle ouers bid. En Here, as ons nou hierdie verse weer gaan lees en nog 'n paar daarby lees, bid ek dat U ook vanoggend met ons sal praat. Here, dan lees ons vanoggend juis hierdie verse in 'n tyd waarin die kerk waaraan ons behoort groot woelinge beleef. In 'n tyd waar die kerk eintlik vrede moes beleef, sodat ons die wêreld wat so deur mekaar geroer word, kon dien. En bid ek, Here, dat ook U vir my, vir elke dominee, vir elke kerkraad, vir elke gemeentelid, die wysheid sal gee. Want ons weet, Here, ons volg nie 'n blinde leier nie. U weet waarheen U met ons op pad is. Praat met ons vanoggend uit U woord. Amen. Vriende, ons lees saam Lukas 6 vers 37 tot 42. Bekende woorde. En my gebed is regtig dat uit hierdie bekende woorde die Here vanoggend vir my en vir julle elkeen sal aanraak en iets vir ons sal sê. Moenie oordeel nie. En oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie. En julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry. En julle sal vrygespreek word. Gee. En vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat. Stel jou 'n koringsak voor. 'n Goeie maat. Ingestamp. Geskit. Propvol. Met ander woorde, 'n oorvol maat sal hulle in julle hande vir julle gee. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Jesus het ook met beeldspraak verder vir hulle gesê, kan 'n blinde miskien 'n blinde lei? Sal hulle nie albei in die sloot val nie? 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie. Maar
Iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk word, wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie. Hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter uit jou eie oog te haal? Huigelaar, skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Dan sal jy goed kan sien om die haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog te kan uithaal. Ek wil graag, ek gaan oor alles iets sê, maar 'n vers wat dalk vir ons minder bekend is. Ek sê in die afgelope week vir Jeanette, ek kan nie dink ek het al ooit hierdie vers so gelees nie. Vers 38. Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit, propvol, sal hulle julle in die hand gee. Daar staan eers, spreek vry en julle sal vrygespreek word, gee daai vryspraak vir ander, en dan sal jy hierdie oorvol vryspraak terugkry. As ek vrede gee, dan sal ek 'n oorvloed van vrede terug ontvang. Met die maat waarmee julle meet, sal julle gemeet word. En dan net, daar was daai prentjie net nou gewees, ek gaan dit net gou terug aan so toe. Die prentjie daar gewees, dit is uit Psalm 25, net sodat julle nie aan mekaar probeer lees wat daar staan nie, want ek dink julle gaan dit kan sien nie. If I keep my eyes on God, I won't trip over my own feet. As ek my oë op die Here hou, as hy my leermeester is, dan sal ek nie oor my eie voete val nie, want ek sal dan volleerd wees. Ek sal sy wysheid ontvang. Moenie oordeel nie. En oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Vriende, hierdie is waarskynlik een van die tekste in die Bybel wat die maklikste en die meeste misverstaan en verkeerd gebruik word. Want hierdie vers kan baie maklik, en ek dink dit word hier en daar maklik ook gebruik as 'n verskoning vir 'n sondige leefwyse. As 'n manier om te sê, ek kan maak wat ek wil, maar jy mag nie oor my oordeel nie. Want as jy oor my oordeel, dan sal oor jou geoordeel word. Hierdie teks bring ook onmiddellik die vraag na vore, en dis die tema van my boodskap vanoggend. Bring die vraag na vore. As daar staan, moenie oordeel nie. Moenie veroordeel nie. Beteken dit dan alles is reg? Beteken dit dan dat daar niks meer is wat verkeerd is nie? Wat natuurlik nie waar is nie. Want net in die volgende gedeelte, en Matteus eintlik skryf dit nog duideliker, net in die volgende gedeelte sê hy, moenie wat heilig is voor die varke gooi nie. En op 'n ander plek sê hy kort daarna, dat ons op die uitkyk moet wees vir die valse profete. Met ander woorde, daar moet 'n mate van beoordeling wees. En tog sê hy, moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie. Dis tog immers juis ons opdrag, ons leefwyse as gelowige mense, is om die hele tyd te moet kies. Kies tussen reg en verkeerd. Ons staan eintlik elke oomblik voor 'n kruispunt, voor 'n T-aansluiting, en ons moet kies links of regs. En die pad wat ek kies, het 'n bepaalde effek, gevolg, implikasie vir my lewe. Waaroor dit gaan hier in Lukas 6, is dat die Here ons waarsku teen 'n hiperkritiese gees. 'n Gees, 'n ingesteldheid, 'n gesindheid van die hele tyd op die uitkyk wees
Waar kan ek iemand of iets sien wat verkeerd is? En as ek dan iets sien wat verkeerd is, dan kan ek hulle veroordeel. Dan kan ek hulle kritiseer. Dan kan ek sê hulle is verkeerd. Dan kan ek sê dis nie reg nie. Dis eintlik inherent aan ons. Dis eintlik, dit kom al van Adam en Eva af. Hulle het al gedink, maar dis ons kan besluit wat is reg en wat is verkeerd. Dis ons groot probleem. Ons wil God wees. Op 'n ander plek in die Bybel staan, laat die oordeel aan God oor. Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Op 'n ander plek, laat die oordeel aan God oor. Die oordeel is God se werk. Gehoorsaamheid. Die keuse op watter een van die paaie ek gaan loop, dit is my werk. Ons ken almal hyperkritiese mense. Dalk is ons self, of dalk is 'n deel van ons hyperkrities. Dalk is ons al in die gewoonte om altyd die verkeerd en die lelik en die nie mooi nie uit te wys. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? 3 dinge. En ek dink hierdie gedeelte gee eintlik vir ons 'n baie mooi, kan ek maar sê 'n resep, hoe om sulke situasies te hanteer. In die hele eerste plek, en die 3 woorde wat ek wil gebruik vanoggend is skynheilig of dan heilig, integriteit en genade. En ek gaan dit net so in die loop van die tyd gaan ek dit vir julle wys. Heilig of skynheilig, integriteit en genade. Heel eers sê die Here hier, moenie skynheilig wees nie. Moenie ander se sonde uitwys, terwyl jy jou eie sonde miskyk. Of in ander woorde gesê, in die woorde van hierdie een beeld, sien die balk in my eie oog raak. Sien jou hyperkritiese gees raak, as 'n balk, wat jou uitsig versper. Want vriende, 'n hyperkritiese gees, 'n gesindheid van altyd die verkeerd oral raak te sien, is 'n teken van 'n hoogmoedige hart. Is 'n teken daarvan om te sê, ek is beter as ander. Ek kan besluit. Ek is eintlik God. Ek is die een wat kan sê, wat is waar en wat is verkeerd en wat is mooi. Ek is beter as ander. Ek is die standaard. As dit nie is soos ek daarvan hou nie, dan is dit verkeerd. 'n Ou skrywer het by geleentheid gesê, die grootste teken dat ek besig is om terug te val in my geloofslewe, is om oorkrities te wees. As ek altyd krities is, dan is ek besig, hy was nou Engelsman, hy het gesê, dan is ek besig om te backslide. Dan gly ek af, dan gly ek op die modder, en dan gaan ek in die sloot beland. Met 'n hyperkritiese gees, en dit is ontstellend om dit te ontdek in die Bybel, met 'n hyperkritiese gees, doen ek wat die duiwel doen. Want vriende, dis die duiwel wat aankla. Dis die duiwel wat beskuldig. Jesus spreek vry. As ek altyd krities is oor alles en almal, dan speel ek in die duiwel se hand. En ek benadeel myself. Want met dieselfde oordeel waarmee ek oordeel, sal ek geoordeel word. Met dieselfde maat waarmee jy meet, sal daar vir jou gemeet word. Daarom gaan hy dan voort en sê, dit mag ons nie wees nie. Skynheilig, heiligagtigheid moenie bestaan nie. Maar wat moet bestaan is integriteit. Skynheiligheid beteken ek sien die balk in my eie oog nie raak nie. Integriteit beteken ek gaan die balk uithaal uit my oog. Maar dit is nie genoeg om maar net te erken, ja, ek is sondig, ek is maar net 'n sondaar. Ja, ek is die grootste sondaar van alle mense nie. Dis nie genoeg nie. Ek moet dan daai balk, daai sonde, daai weerbarstigheid moet ek uithaal uit my lewe.
Integriteit, vriende. Integriteit is om die fout in iemand anders raak te sien. En dan daardie fout te gebruik as 'n spieël waarin ek na myself kyk. Om te sien of dit wat my so irriteer in iemand anders, dit wat my so pla in iemand anders, of dit nie dalk ook in my is nie. En as ek dit in myself raak sien, dan moet ek dit uithaal. Al was my sonde soos skarlaken, dit kan wit word soos sneeu. Jesus kan hierdie weerbarstigheid, hierdie kritiese gees uit my uithaal en my nuut maak. Die goeie nuus is dat as ek die foute en die sonde in ander mense se lewens raak sien, en ek gebruik dit as 'n spieël waarin ek na myself kyk, en ek dan die balk uit my eie oog verwyder, dan vind daar groei in my lewe plaas. En as jy al die foute in my raak sien, en jy gebruik dit as 'n spieël, dan en jy haal daai selfde soortgelyke sonde in jou eie lewe uit, dan vind daar groei in jou lewe plaas. Nou vriende, stel jou voor dat, hoeveel sal ons nou sê, 15% mense in ons land is Christene. Sê nou maar 15% mense in Suid-Afrika begin dit doen, om die foute in ander mense, nie net ander gelowiges nie, ja, ook gelowiges, maar ook ongelowiges, om die foute in mense se lewens raak te sien. En ek gebruik dit as 'n spieël, om te kyk, waar is iets daarvan ook in my lewe, en ek bely dit voor die Here, en ek vra die Gees om my nuut te maak, en ek begin groei. Kan jy jou indink, hoe gaan Suid-Afrika lyk aan die einde van hierdie jaar? Kan jy jou indink hoeveel meer vrede daar nie net in die land nie, maar ook in die kerk sal wees. Nie net in die kerk nie, maar ook in die land sal wees. Want die oomblik as ek met integriteit optree, as ek dan jou sonde, wat my so kwaad maak en wat so verkeerd is in jou, as ek dit as 'n spieël gebruik en ek vra die Here om dit in my eie lewe uit te wis, dan word ek 'n lig wat op 'n staander staan en almal dit kan sien. Dan sê mense, maar julle is 'n klomp mense, verskillende soort mense, hoe kry julle dit reg om met mekaar oor die weg te kom? Ons wil ook soos julle wees. Dan word ek 'n lig. Maar as ek skynheilig is, dan sit ek 'n emmer, 'n skerm, bo daai lig. En die derde ding is, dat ons uitdelers, skenkers van God se genade sal word. Skynheilig beteken ek sien nie die balk raak nie. Integriteit beteken dat ek die balk sal uithaal. Die derde een is dat ek God se genade dan sal gee. Dan kan ek die splinter uithaal. Dan kan ek goed sien om die splinter uit te haal uit iemand anders se oog. Want ons het dit klaar gesê, as ek die hele tyd net krities is, net aankla, dan speel ek in die duiwel se hand, dan word ek 'n werktuig van die duiwel om aan te kla. Maar Jesus kom en hy skenk genade. Hy maak nuut. Hy kyk met ander oë na ons. Sekerlik vir my, die mooiste gedeelte daaroor is Hosea 11. Kyk hoe lyk julle, kyk hoe ongehoorsaam is julle. Ek het dit van julle verwag, kyk wat doen julle. Ek het verwag julle gaan vir die nasies van God vertel, maar julle doen dit nie. Ek moet julle eintlik uitdelg, ek moet julle eintlik vernietig. Maar ek kan dit nie oor my hart kry nie, want my liefde brand te sterk, ek is God en nie 'n mens nie. Dis genade gee. Dit is 'n mooi voorbeeld in die Bybel, om hierdie 3 aksies te verduidelik.
Daar kom 'n klomp heiligelaars. 'n Klomp skynheiliges kom met 'n vrou. Hulle sleep haar so aan na Jesus toe. Jesus, ons het haar op 'n daad van oorspel betrap. Hulle het niks verder gesê wat ons van weet nie, maar hulle het bedoel, bestraf haar, laat sy dood hier neerval, vervloek haar, want sy het gesondig. Klaar aan. Doen met haar wat die duiwel sou doen, sê vir haar sy is skuldig. Dan tree Jesus met integriteit op. En hy help hulle, die disippels, daai skynheiliges, hy help hulle, dat hulle die sonde in hulle eie lewe sal raak sien. En hy sê vir hulle, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip gooi. As jou oog dan so oop is, as daar nie 'n splinter of 'n balk in jou oog is nie, ja dan, doen dit dan. En dan loop almal weg. As 'n aanduiding daarvan, hoe skynheilig hulle was. Heiligelaars wat hulle is. En dan gee Jesus vir haar genade. Dan sê Jesus vir haar, wat jy gedoen het is verkeerd. Dit is hoekom ek hier is. Dit is hoekom die woord mens geword het, en ook in jou lewe kom woon het. Dis hoekom ek hier is, om jou te vergewe, om vir jou 'n nuwe lewe te gee. Gaan leef nou hierdie nuwe lewe, en moenie terugval in jou sonde nie. Gaan leef die genade. Jesus sê in hierdie voorbeeld glad nie, dat verkeerd reg is nie. Hy sê nie vir haar, ag, maak wat jy wil, en leef soos wat jy wil, en gaan aan met jou oorspel nie. Nee, hy sê niks daarvan nie. Maar hy gebruik hierdie geleentheid om genade aan haar uit te deel. Om haar lewe nuut te maak. Want sy liefde vir haar brand te sterk. Ek gaan nog 'n voorbeeld noem. Die afgelope week lees ons in die koerant van 'n man wat vir hom by 'n kitskos restaurant gaan kos koop, maar heeltemal te lank vir die kos moet wag. Hy raak geïrriteerd. Hy begin skree op die kelners. Toe hy agterkom, sy geskree, hy help nie. En hulle dalk teruggeskree het, ek weet nie. Toe gaan hy agter die toonbank in en hy begin stamp die kelner rond. Beteken hierdie vers nou dat ons maar net moet sê, dis maar reg so. Swak diens is maar aanvaarbaar, nee. Wat sou hierdie man, is nou maklik om na die tyd te dink, maar dis 'n geleentheid vir my en vir jou om daaroor na te dink, hoe gaan ek volgende keer in 'n soortgelyke situasie optree? Om terwyl hy so daar staan en sy bloeddruk al hoe hoër styg en hy al hoe kwaader word en hy hom al hoe meer opwerk omdat hy so lank moet wag, sou hy ook kon dink, maar het ek dalk al mense teleurgestel? Het ek dalk al iemand laat wag? Was ek dalk al in 'n situasie waar ek nie geweet het hoe om dit nou te hanteer nie, want ek stel iemand teleur, maar ek weet nie wat om te maak nie. Daaroor gedink dat ook in my lewe is daar 'n klomp verkeerd, maar voordat ek kon kies of kon vra, het die Here my sonde vir my gedra, hy het my nuut gemaak. Miskien moet ek vir haar vra, kan ek haar help? Miskien moet ek vir haar vra, kan sy leer liewer my bestelling, sodat jy 'n bietjie minder werk het, of wat ook al. Maar ek is seker daarvan, as hy so daaroor gedink het, as hy met integriteit opgetree het, as dit sy ingesteldheid was om genade uit te deel, sou hy daai dag eerder genade uitgedeel het, as om 'n hamburger te wil ontvang. Sou hy daai dag liewer 'n sagte woord wou spreek, in plaas van om te vloek en te skel en rond te stamp. En nou 'n baie groter gemors, vir hom en vir baie mense in die land, tot gevolg te hê. Ek lees in die koerant, by Netwerk 24 se kommentaar die afgelope week. Gooi haar in die tronk. Laat haar vrot in die tronk en gooi die sleutel weg. En ons ken almal en almal is aangegryp deur die storie van Jocelyn Smith, wat
wat weggeraak het verlede jaar hier in die Weskus. En haar maat blykbaar, skynbaar, ons weet nie, groot fout gemaak daar. Maar gaan dit help? Gaan dit vir my help, die hele tyd as ek koerant lees, vir haar te vloek en te skel en sleg te sê? Die vraag is, wat doen Jesus op hierdie oomblik met daai vrou? Sy liefde brand so sterk, dat hy nog en nog genade aan haar wil uitdeel. Dan gaan sy in die tronk beland. God gaan nooit haar daad goed praat. Want dit is verkeerd as sy so skuldig wees. Maar is dit ons werk? Nee, die Bybel sê, moenie veroordeel nie. Gee genade. Iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk word. Moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie. Spreek vry. Want die oomblik as ek nou in hierdie geval God se genade aan daai vrou uitspreek, dan moet daai genade van God af deur my gaan na haar toe en dan word ek vrygespreek. As ek nou God se liefdeshart vir haar uitstort, as ek vir haar in die aand of in die oggend of in die middag bid, dan beleef ek iets van daai vryspraak en van daai liefde van God. Ons taak, gemeente, vriende, is om genade uit te deel. Om deur hierdie proses te gaan, myself te vra, is ek nie dalk skynheilig nie? Ek wat so hoog opgee daaroor dat jy verkeerd is ek nie dalk skynheilig nie? Om dit te gebruik as 'n spieël, en dan met integriteit op te tree, en die sonde in my eie lewe uit te haal. En dan gaan ek so dankbaar wees daaroor, dat ek iets van daai dankbaarheid, dat ek gered is, dan gaan ek met mense wil deel. Al kry ek swak diens, al ry 'n ou voor my in, al tree mense soos barbare op. Ons werk is om genade uit te deel. Gee, en julle sal ontvang. Amen. Here, ons is soos Paulus wat sê, ons weet al hierdie goed, niks is nuut van wat U vanoggend vir my en vir ons sê nie. Maar as ons kom kry, dan trap ons in hierdie struik. Wie sal ons van hierdie doodsbestaan verlos? Dankie Here, dat U in Jesus Christus dit vir ons gedoen het. Dankie dat ons vanoggend saam met Paulus kan sê, dat U liefde saam met die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. En dat ons kan lief hê soos Jesus lief het, omdat U in ons is. Here, ek bid dit vanoggend nie ter wille van my, of ter wille van die kerk, of ter wille van ons nie. Ek bid dat U ons as kerk sal help om genade-uitdelers te word, ter wille van die mense in Suid-Afrika. Amen. Vriende, kan ek 'n paar van die afkondigings in die familienuus net beklemtoon asseblief? Daar's 'n paar afkondigings, maar 'n paar daarvan moet ek iets oor sê. Wil ek baie graag iets oor sê. En die eerste een is op Paasnaweek, vir jare lank al in die Helderberg gekom, is daar in die Helderberg Natuurreservaat 'n sonsopkomsdiens. Die diens begin 6:00, 6:15 se kant. En die diens is klaar die oomblik as die son opkom. Dit is baie keer koud, so jy moet 'n kombers saambring vir jou. Ek het verlede Sondag gesê, het gaan op die cricketveld plaasvind. En sowaar net my maandagoggend, toe hoor ons dat ons toestemming het om dit weer in die natuurtuin aan te bied. En dit is 'n verskriklike groot ding eintlik, om in die tyd waarin ons leef, dat die stad Kaapstad vir ons as Christene daai plek oopmaak en ons dit gratis kan gebruik. Ons gaan iets vir hulle teruggee, maar so asseblief, daar's 'n diens 9:00 die oggend hier in die kerkgebou ook. Maar die sonsopkomsdiens is daarso, daai oggend. Die volgende een is die kamp. Ons wil baie graag 'n kamp hou hierdie jaar. Eintlik wou ons het 'n kamp gehad het vir ons kinders
en dat 'n paar van die volwassenes saamgaan. Nou gaan daar meer volwassenes saam as wat daar kinders saamgaan. Die tweede kwartaal is, julle sal sien op die almanak, is meer lang naweke as gewone naweke. So, ons kinders is daai naweek verskriklik besig. So ons gaan nou kyk, julle moet nou vir ons sê, wie wil gaan kamp? Ons gaan van die Vrydag aand kamp tot die Sondagmiddag. Maar 'n klomp mense kan eers Saterdagoggend kom. Saterdagmiddag kom na hulle kinders se aktiwiteite. Laat weet asseblief tog hierdie week vir Jolandi, wie van julle die Saterdagmiddag of die Vrydag aand wil gaan. Dit gaan nie 'n vreeslik besige naweek wees nie. Ons wil mekaar leer ken, ons wil 'n paar goed oor die gemeente sê en ons wil sommer net saam kuier ook daar. So dis die eerste naweek van die tweede kwartaal, die naweek van 11 tot 13 April. En dan die laaste een wat ek wil sê is Vrydag aand se wegneem ete. Daar gaan in die loop van die jaar 'n paar sulke wegneem etes of sulke geleenthede wees. Ons het dit nodig om ons begroting vir hierdie huidige boekjaar te laat klop. So hierdie is die eerste een van hierdie fondsinsamelingsgeleenthede. Bestel gerus vir jou kos vir Vrydag aand. Die afkondiging is alles op die familienuus, al die inligting is daar. Daar's 'n selfoonnommer wat jy kan WhatsApp. Jy kan dit tussen 5:00 en 7:00 kom haal. As dit te laat is, kan jy dit vroeër ook kry. Reël net met Jolandi asseblief. En daar's nog 'n paar ander afkondigings ook. Kyk asseblief daarna. Kom ons sluit af en ons sing lied 280. Here Redder, groot en magtig, U oorskou, weer die oog. U oorskou ons lewenspad. 2 verse van lied 280. Waar ons ook al is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons om God daar te beleef en om mense daar tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid, die nabyheid van die Heilige Gees sal met jou bly en sal met ons wees.